Want dis wat die liedjie vir ons sê. Laat alles wat asem het, die Here loof. Baie welkom by ons diens. Ons hoop die genening saam met ons. Ons hele paar mense wat siek is, ons mense wat beskonings het, maar ons gaan nie daaraan aandag gee nie, ons gaan aandag gee aan die Here. Amen. Ons gaan bid vir die mense wat siek is. Yes. Ons gaan intree vir hulle. Maar hier wat ons nou hier is, en ons aandag aan die Here. Amen. Ons gaan net so staan. Broer Herman het vanoggend laat weet, Suster Renelle is sieker, soos hy gaan uitkom, ons verstaan dit, ons weet dit. So ons gaan nou dink, ek gaan op my hart val, vir ons te open met gebed, ons dink aan ook so al die ander mense wat werk of siek is, dat hulle ook die teenwoordigheid van die Here sal voel. Amen. So my hart gaan ons open daag en vir ons die koortjies laat. Amen. Onze Vader wat in die hemel is, kom vermoorde na u toe in die wonderlijke naam van Jesus. Here, u is waardig vermoorde om geloof en geprys te word. Here, want daar is niemand soos u nie. Ja, en daarom kan ons vermoorde sing en ons kan dans, ons kan jubel, Vader, omdat u vir ons goed is. Maak nie saak wat omstandighede ons is nie, Here, maar ons keuse vermoorde is daar om vermoorde, om u naam op te lig, om u naam groot te maak, want u is waardig, Vader. Here, kom vermoorde in die naam van Jesus, Here, en ek sê welkom aan die Heilige Gees, wat reeds in ons midde is. Here, laat u beweeg van persoon na persoon vermoorde. U ken elkeen se behoefte, u ken elkeen se gebede, elkeen se versigtiging val en elkeen se moeilikheid. Here, maar los dit op vermoorde in die naam van Jesus. Ons bid vir elkeen vermoorde wat siek is. Elkeen wat ongesteld is, Vader, u ken hulle by die naam vermoorde. Here, dat die wil stil sal staan by hulle vermoorde, dat u hulle sal aanraak en dat die wil sal geskied, Vader. Here, tot getuienis, dat hulle sal kom en sê, waarlik, God was vir my goed geweest. Dankie vir elke koortjie wat ons gaan sing vermoorde. Dankie vir elke instrument vermoorde. Salf en seën dit. Dankie vir die woord wat sal uitgaan vermoorde. Vader, vir voorbereide harte om te ontvang dit wat u vermoorde wat die gemeente wil sê. Seën die pastoors en lippe vermoorde met die koor 4 van die altaar en laat u wil vermoorde in ons diens geniet in die naam van Jesus. Amen. Amen. Ek is so dankbaar om in die huis van die Here te wees en ek is dankbaar vir oom Johan wat gebid het wat hy vanoggend gebid het, deur te sê u is waar. Daar is net een wat waardig is en dit is Jesus. En vanoggend gaan ons die naam van Jesus groot maak. Want hy is ons vriend, wat 'n vriend het ons in Jesus, prys die Here. Sonder hom is ons verlore, met hom is ons alles. Halleluja, Jesus is die naam van my Heer en vriend, prys die naam. Jesus is die naam van my Heer en vriend, Jesus is die naam van my grote vriend, we
Thank you.
The
Amen. Amen. Baie dankie dat jy sit plek neem. Baie dankie vir ons keuse vanoggend saam gespeel het. Amen. Het is ons lekker as ons lekker kan saam sing. Halleluja. Die Here is goed vir ons. En voorrecht, en oorgaan die woord toe, is vandag die sondagskool afsluiting vir die kwartaal, so ek gaan my skoolma nooi, sy die sondagskool die geoefen, so dat hulle gaan ons kom sing, voor ek oorgaan die woord toe. Jullie, ons kan al jullie, dit is ook klein beetje afstand. Amen. Ons is nog bezig om ons nieuwe systeem alles reg te kry, so ons skoolma kan ek sê die komende keer. Ek het daarom hard genoeg sê, prys die Here. Voel jy dat hier iets vandag in hierdie kerk is, broers en susters? Weet jy, ek sê vir die kinders vanmôre, ek lê daar my bed gisterand, die Here hoor vir my. Ek voel ek kan daar uitbreek en ek hoor dans. Weet jy, wat is die eerste lied wat ons gesing het? Hy sê, ons staan op heilige grond. Ek vertel die kinders van Moses, wat by die bos staan, by die brandende bos. En ek vertel hulle van u wat nou my ouderdom 'n bietjie jonger is, sal onthou die kerkraad in die Kerkstraat bom in Pretoria en hoeveel ander bomme wat ontplof het. En my ma luister na die nuus. En ons hoor hoe die mense stroom na daardie toneel toe om te gaan kyk waar daar 'n bom ontplof het. En my ma sê, "Oh stupid. Dink vir jouself, daar sal nog 'n bom wat geplant is, en die kan ontplof en hulle almal is daarmee heen. En wat sê dit vir ons? Dat die mense so nuuskierig, toe Moses nuuskierig was, om te sien, hoekom brand die bos? Wat sê God vir hom? Moses, trek uit jou skoene, want jy staan op heilige grond. Nou vandag staan ons hier op heilige grond, broers en susters, en ek is so dankbaar vir hier. Oom Yuri, waar's jy? Kom my broer, jy moet kom op Paul vanmôre voorleer. Hulle vra vir my Vrydag aan. Daai klein snip vra. Tannie Hannetjie, kan jy nog 'n pol? Ek sê, ja. Die Here moet ons kan help. Prys die Here. En ek gee die Here die eer en ek wil vir hierdie kinders dankie sê. Dankie deur sport. Hierdie was 'n baie moeilike kwartaal. Wat as dit nie 'n lang naweek is nie, dan is dit sport. Maar ek gee julle die eer dat hy julle die talente gegee het. En wees dan skieurig om uit te vind, wat is julle talente? Né? Die Here gee ons nog 'n kans, né? Dis hy. Kom ek. Dankie Annelie.
vakansie laat slaap, ek beloof vir julle. Glory to God. Nie jy nie. Halleluja. Glory. Jullie met maak gesê dat jy op vakansie laat slaap. Ja, amen. Ek skielik. So van hierdie dan gaan ons op sy laat bring, elke dag. Glory. Amen. Dis nog lekker dat die kinders op ons kan sê. Halleluja. Wie van julle het in die week ons advertensie van ons diens gekry? Yes. 'n Mooi video gemaak. Ons het tot komplimente uit Nelspruit uitgekry oor ons advertensies. Prys die Here. So ons probeer vir die Here die beste doen wat ons kan doen. Amen. Ja. So baie dankie vir dit ook. En dan vandag weer gedeelte lees 'n wonderwerk wat Jesus gedoen het met 'n skokkende gedeelte reg in die middel. Ons altyd mislees. As jy woord het, kan jy oopmaak in Johannes hoofstuk 5. En dan gaan ons daar lees van vers 1 tot by vers 9. Johannes hoofstuk 5, in my Bybel bladsy 1343. Dit is in die Bybels. Hoofstuk 5 begin en sê, hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die Skaappoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daar het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes en alles wat jy nog aan kan dink oor. Ja. Wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op 'n bepaalde tyd in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat eerste ingegaan na die roering van die water het gesond geword aan watter siekte hy ook al gely het. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar lank aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom sien lê terwyl hy geweet het dat hy 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom: "Wil jy gesond word?" Die sieke antwoord hom: "Here, ek het niemand om in die bad te sit as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in." Jesus sê vir hom: "Staan op, neem jou bed op en loop." En dadelik het die man gesond geword. Hy het sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was die dag, die Sabbat. Nou wil ek die kerkvers lees, vers 7, 8 en 9 weer wat sê: "Die sieke antwoord hom: Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En terwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in." Jesus sê vir hom: "Staan op, neem jou bed op en loop." En hy het dadelik in die man gesond geword, en sy bed opgeneem en geloop. Ja. Tot sover die woord van die Here. Kom ons sê, Here, baie dankie dat ons vandag die geleentheid het, die kans het, die voorreg het, Here, om nog uit die woord uit te kan lees. Dankie dat die woord die waarheid is. Dit wat daar binne staan, Here, is en was en sal wees, Here. Die ewige woord van U, ons loof en ons prys die wonderlike naam. Amen. Amen. Dis wonderlik om gelykenisse van Jesus te hoor wat hy vertel. Dis wonderlik om te hoor van iets wat gebeur het wat die disippels gedoen het. Maar as ons iets lees wat Jesus fisies self gedoen het, dit vir my so 'n bietjie meer krag, is dit nie so? As ek nou moet gaan in die dorp en ek hoor hierdie het Nico gedoen en hierdie het Nico gedoen, dan is dit goed. Maar as ek nou kan staan en sien hoe Nico iets doen, kan ek sê ek was daar. Ja. Ek het dit gesien. Yes. En dit is wat hierdie mense geskryf het. Hulle het fisies gesien hoe Jesus hierdie wonderwerke doen. Nou hierdie gedeelte gee vir ons so 'n paar goed. Heel eerste sê vir ons wanneer dit gebeur het. Dit is baie belangrik om te weet wanneer iets gebeur, is dit nie so? Ons hou op 'n Sondag 9:30 kerk, dan vir die mense. Hierdie gebeurtenis het plaasgevind tydens 'n sekere fees of net na 'n sekere fees. So ons weet die tyd wat dit gebeur het. Ons weet die plek waar dit gebeur het. Staan Jesus het opgegaan Jerusalem toe, so ons weet die area waar hy was. Dit sê in die sekere plek waar al 5 pilaargange was, daar was 'n bad, so ons weet daar was 'n bad en die bad se naam was Bethesda geweest. Yes.
Vers 3 sê vir ons wie was daar gewees, is dit nie so nie? Ja. My hand sit met sy Bybel, hy maak seker ek jok nie vir nie. Vers 3 sê vir ons wie was daar? Waarom Jesus daar gekom het, was daar allerlei siekes gewees. Een met 'n arm wat nie lekker is nie. Een wat dalk nie behaag soos die melaas was heeltemal uit. Iemand wat dalk lam was heeltemal. Iemand wat dalk nie kon praat nie. Iemand wat dalk nie kon hoor nie. Iemand wat dalk, ek weet nie, noem die siektes op wat jy kan dink. Hulle sit daar, mense met griep wat vanoggend by huis is, die daar langs die bank gaan sit. Want net nou gebeur daar iets en dan word ek gesond. So ons weet wie was daar gewees. En in vers 4 sê vir ons, hoekom was hulle daar? Vers 4 sê vir ons, want sodra daar 'n roering daar by die water was, die eerste ou wat in is, word gesond. En ek het al 'n paar menigte preke gehoor, mense wat gepraat het. Ja, sê hulle, as die water roer, spring het. Jy het ook al gehoor. Ja. Die ou mense was lief daarvoor om dit te preek. As die water begin roer, kom staan nie voor as ons sing. Ja, ons moet voorstaan as ons sing, hoor. As die deel wil wees van die vuur, kom staan voor. Ja. Halleluja. En sê, as die water begin roer, spring het. Wees nie af van dit, dit is vraag, maar dit is nie heeltemal wat die Bybel staan nie, hoor. Want my persoonlike oortuiging is nie die Here wat daai water geroer het nie. En dis nie 'n engel van die Here wat daai water geroer het nie. Ons kry siektes, die duiwel gee ons sekere siektes. En hy stuur een van sy engele en sê, gaan roer daai water. En die eerste persoon wat daar binnekom, vat net sy siekte weg. So die duiwel maak nie gesond nie, hy vat net weg wat hy vir ons gegee het. Verstaan nie wat ek sê? Want my Jesus is nie iemand wat voortrek, iemand wat vandag rustig aan is nie. Is dit nie so nie? My Jesus het nie 'n voorkeur aan mense en sê, ek hou meer van broer Gert as wat ek van Mariette. Sê wat my Jesus, hy doen dit nie so. En 'n baie goeie voorbeeld, ek kan my stryd, maar 'n baie goeie voorbeeld is Lazarus. Lazarus was een van Jesus se aardse vriende gewees. Hy was iemand wat Jesus aan by huis was. Hy sou wat hulle gesit en eet, en dan hardloop eens is die rond, en die ander sit by Jesus se voete. Hy sê die Jesus vir die wat so baie rondhardloop en elke dag spyt en elke dag was, raak 'n bietjie rustig by die Here se voete. So as die vriende by die huis elke dag besig is, sê maar, hey, raak 'n bietjie rustig by die voete van Jesus. Doen niks meer drink. Maar Lazarus was, dan kan nie sê dat die huis is 'n bietjie rustig raak by die voete van Jesus. Maar Lazarus, een van Jesus se vriende, hulle stuur vir 'n boodskap en sê, "Waar, hy het besig om dood te gaan, maak vinnig." Jesus sê, "Oké, ons kom." Oor 4 dae. Dit al raak gelees. En toe Lazarus klaar dood is, en 4 dae in die graf, besoek om Jesus daar, met sy mense en sy disippels, al praat en al vertel 'n storie hierso. Gelees daarso. Daaraan gedink. So Jesus het nie 'n voorkeur in die een wat eerste is. Jesus kyk na ons hart. Ja. Jesus kyk na ons opregtheid. So daai water wat daar geroer het, my persoonlike oortuiging is nie engel van die Here nie. Want as die Here daar was, sou hy almal gesond gemaak het. Net uitgesoektes wat eerste dag gekom het. Want weet jy wat doen die duiwel? Ons gaan nou daarby kom. Die tema wat ek gekoppel het is, waarop of waarvoor plaas ons hoop? Is dit nie so nie? Die watertjies wat loop, al die mooi goed wat ek saam gesê, ek het juist gesê, vir hierdie water wat borrel, waarop plaas ek my hoop? Wat is hoop? Wie gaan vir my sê, wat is hoop? Shelly, wat is hoop? Ja? Die HAT, die ou mense ken die HAT beter as die jonge mense. Jonge mense Google net. Ek Google ook eintlik HAT so ek deel, né? Kan altyd doen. Nee, maar die HAT sê, hoop is dit waar 'n mens iets goeds verwag.
So dit wat ek iets goeds van verwag, plaas ek my hoop in. Ek hoop die Blou-Bulls van die finale heel of ander tyd wen. Ek plaas my hoop daar. Nie dat het gebeur nie, maar dit is al 3 keer dat het nie gebeur het. Maar dit is geloof, hoor. Geloof is om my hoop in iets te plaas. Hebreërs leer ons wat is geloof. Die geloof dan is die vaste vertroue in dit wat ons altyd net kan sien. So in die Bybel staan. Nee. Die Bybel sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue in dit wat ons hoop. En dit wat ons nog nie gesien het nie. Maar hy hoor dit. So geloof is om te hoop op die Here. Dis wat geloof is. Dis wat ek vir u gevra het. Waarin plaas u geloof? En dan het ek sê, maar plaas op die Here. Reg. Plaas dit regtig op die Here. Doen nie regtig elke oomblik wat jy kan, sit u vertroue in die Here. En is baie mense met die dames doen dit, is reg. Ons kom in die woord, en ons sien, daar's 'n pad, met 'n klomp mense rondom wat siek is. Mense wat dalk met 'n bietjie finansiële probleme sit. Mense wat dalk nie enige hoop het nie. Is daar op die pad. En hierdie eerste persoon wat inkom, word genees. Dis om vir u te sê, volgende Sondag hou ons 'n genesingsdiens. Die eerste persoon wat opdag by die kerk, hy gaan genees word, die res van die tafel. Is dit hoe die Here werk? Nee, dis nie hoe die Here werk nie. Maar dan gaan ek volgende Saterdag aan 12 uur opdag by die kerk, van die eerste ou gaan stop. Dan gaan ons vol bid, hy gaan genees word, hy gaan huis toe gaan, ons nog glad nie diens hou nie, want as die geneesing ons nou verby. Maar ons sien, 'n klomp mense wat hier sit, en wag op water om te loop, wag dat daar iets daar moet gebeur, want die eerste ene, genees. En dan kan ek huis toe gaan, afvlak vir die res van die jaar. Die duivel kry het reg om mense daar te sit, en hulle hoop van alles af te haal, net op daai water, net op daai beweging te fokus, niks wat gebeur hier rondom my, maak enigiets sin nie, daar kan nou doodgaan daar, is gespuy, daar kan nou daar balans kry, maak nie na my kom nie, want ek moet kyk vir die water. Want as jy die water begin, ek mag nie in die water wees, sê, dit is nie van die reels gewees. Ek mag nie in die water wees, ek moet langs die water wees, maar as ek begin roer, moet ek reg wees, want as daai water beweeg, en ek kyk miskien weg, en ek beweeg, en die oude daar is niemand anders. Ja. Nou moet ek weer wag, vir die water nie op spesifieke tye geroer nie, dit het geroer wanneer die duivel ons gesê roer daar water. En dan staan ek en ek kyk, en ek wag vir die water. Of ek lees die verlamde man. Want ek het niemand om my in te help nie. En vir 38 jaar lê die man en hy kyk vir die water. En as hy begin roer en hy begin beweeg, dan kom maar iemand van die ander kant af en hy klim voor hom in die water en hy hou sy oë net op die water wat roer. En niks anders nie. Ja. Here wees ons genadig. Sekerlik moes daar iemand daar verby gestap het, op 'n stadium wat sê, het julle gehoor, daar is iemand, hulle noem hom die Messias, hy doen wonderwerke, hy maak melaatses gesond, hy rig kreuples op, hy gee vir mense wat nie kan sien, wat hulle nie kan sien, hy maak dowes hoor ook, as daar iemand is wat duivel besete is, vat hy die duivel weg van hom af. Maar ons kyk net vir die roering in die water. Want as daai water roer, moet ek eers daar kom. Ek is seker al van mense nou gekom en gesê, hoorie man, jy is nou 38 of 37 jaar, 11 maande, 28 dae, wil jy nie na ons huis toe kom, ons gee vir jou bad, ons gee vir jou kos, ons gee vir jou warm plek om te slaap nie. En daai man het net na die roering van die water probeer kyk en sê, los my uit, as daai water roer, wil ek eers daar wees. Want sy vertroue was in die roering van die water.
Sy vertroue was nie meer by die een wat die regte wonderwerk kon doen nie. Sy vertroue was nie meer by die een wat sê, staan op en loop, vat jou bed op, gaan, al is dit die Saterdag, maak nie saak nie, staan op en gaan huis toe. Jesus. Want as daai water roer, dan moet ek eers daar wees. En ek het vanoggend 'n paar waterroerings wat ons oë ophou en nie van kan afkry nie, vir ons neergeskryf, en as jy by een van hierdie paar goedjies kom, en ek klap op die toon en sê, Eina, of sê amen, of sê help my Here, dat ek my oë van die water kan afkry, en kan hoor as Jesus roep. Want ons lees daar, ek moet seker maak wat se vers dit is. In vers 6 kom Jesus. En hy sê vir hom, wil jy gesond word? Dis 'n eenvoudige vraag. Dis nie ingewikkeld nie, dit het geen konnektasie aan nie. Dit het geen verskeidelde agenda aan nie, dis 'n reguit vraag. Wil jy gesond word? En die man wat daar langs aan lê sê, Here, ek vertrou op my rykdom wat besig is om daar te roer. Die eerste waterroering wat ons oë ophou, is my eie rykdom. My geld wat ek in die bank het. 1 Timoteus 6 vers 17, die Psalm 49 vers 7 en 8 sê vir ons dat ons nie op ons eie rykdom moet vertrou nie. Ja. Want weet jy wat? Net so vinnig soos wat rykdom kom, kan rykdom gaan. Ja, amen. Net so vinnig as wat ek sê, ek het nou R1 miljoen in die bank en ek sê ek het nou R1 miljoen se skuld. Ek het graag bestaan gehoor van ouers wat die pastoor sê, ag, bid vir my vir die lottonommers. Pastoor sê vir my, broer, ek kan nie. Hy sê, pastoor, bid vir my vir die lottonommers as ek wen, gee ek vir die kerk my 10. Die pastoor sê, oké, broer, het bid, ek kry die nommers, ek gee het vir jou, die ou wen die lotto. En 'n week gaan verby en niks gebeur nie. Die pastoor sê vir hom, waar is nou sy 10de? Hy sê, man, hy raak net gewoond aan die geldjies. Waar sal hy so betaal? Dis 'n goeie ou daai man. Hy het my beloof dat ek gebid het vir die nommers. En 2 weke gaan verby en die vrou sê verby. Ons nog niks in. Hy sê, ag, rustig. Vrouens is altyd lastig. Rustig. Ontspan bietjie. So 'n maand verby is begin die pastoor, hy geklop by die man se nuwe huis deur. Hy maak die deur oop en sê, broer, ek verstaan nou nie hoor. Ek het jou gebid vir die nommers, wat jy het gesê. As jy wen gee die kerk en klink dat die ou sê, pastoor, 'n ryk man en 'n arm man, dink jy dieselfde. Amen. Dis die waarheid. Daar het pastoor gebid vir die lottonommers, hy kry niks nog. Maar rykdom bring hoogmoed. Ja. Rykdom bring aardse goed wat ons vertroue instel wat niks beteken. En Jesus sê, wil jy genees word? Hy sê, ek het rykdom wat roer besig daar's om te roer. Gee my net kans. En Jesus kom en sê, wil jy genees wees? En die man sê, nee, ek het geleerdheid, baie kennis. Die woord sê vir ons, dit wat wys is by die mense is, waar is my God? Moenie op jou aardse wysheid, jou aardse kennis, jou aardse vermoëns vertrou nie. Want die Here kan dit ook net om dit wegvat. Nie een van ons is gespaar om iets met te gebeur, ons verloor ons hele geheue. Waar is my baie wysheid, my baie kennis dan? Dan staan ek voor die Here met niks, en ek sê, Here, maar nou verstaan ek nie. Nie slim plannetjies probeer maak. Die slim plannetjies gaan jou nêrens kry in die hemel en die hoor. Kan jy beaarde miskien nêrens kry in die hemel? So slim plannetjies maak vir om dalk iets kan doen. Dan gaan jy nie hemel kry. Ja. Ai, gaan jy nie hemel kry. Ek kan slim plannetjies maak soos wat ek wil. Dan niks gebeur.
Die Here sê, wil jy genees word? Sê nee, ek vertrou op my land se weermag. Nie heeltemal, miskien is dit Afrika nie so baie. Maar 99% van die wêreld se lande vertrou op hulle weermag en veiligheid. Is dit nie so? Dis waar al die oorlog gaan. My weermag sterker as jou weermag. Ja. Ons gee Israel vir Iran met bom, en ons gee Iran vir Israel met bom. En hulle vertrou op hulle weermag om hulle te beskerm. En die week wat ons kliënt in die hande gekry het, want hy het onder in die banker weggekry en die besiele het geval. Maar ons vertrou nie op die water, ons vertrou op die watertjies wat roer, ons vertrou nie op die meester nie. Want ons weermag gaan ons beskerm. En ons lugmag met allerlei vliegtuie. En ons vloot met hulle een boot. Ons vertrou op hulle meer as op die Here. Ons beskerming kom van die Here af. Wat die hemel en die aarde gemaak het. As sy vingers kan klap en 'n land uitwis. Wat is haar weermag rondom ons staan en ons weet nie wat hy kan doen nie, maar ons vertrou op die Here en die engel kan stuur 185.000 vir nou wat hy kan doodmaak. Ja, amen. Want dis wat ek lees in die woord. Nie vertrou op ons se weermag nie, vertrou op die Here. Die Here het nie gesien. Maar ek wag vir die water van die weermag eerder om te roer as vir my genesing om te kom. Die man lê daar langs die water en die Here sê van hom, wil jy gesond word? Hy sê, nee hoor nie, ek het 'n goeie mediese fonds. Baie dokters. Ek sê nie na 'n dokter toe gaan. Jy mag na 'n dokter toe gaan. As die dokter vir medisyne gee, drink dit gaan nie beter laat voel. Maar die geloof moet nie die dokter wees. Ja. Gaan lees net 'n bietjie verder, 'n hoofstuk of 2 verder, ek kan nie presies onthou nie. Dis daar 'n vroutjie wat 12 jaar lank siek was. En sy sê sy was by allerlei dokters gewees, dit het al haar geld gevat wat sy gehad het. En sy het ergerheid gemaak. Want haar geloof was in die dokter. As ek hoofpyn het, weet jy wat doen ek? Ek gaan net nie vir die witklip wat die hoofpyn weg te vat. Ek drink 'n Panado, of ek drink 'n ander pilletjie, as hoofpyn weg is, dan gaan ek aan. Hoofpyn gaan my maak dat ek weer op met die Here kom. So as jy 'n pilletjie moet drink vir iets drink, of as jy hoofbloeddruk het, drink jy 'n pilletjie. As jy een of ander siekte, drink jy 'n pilletjie, maar vertrou weer. Die Here het ons baie dokters goed wat die genoeg kennis gegee om aan hulle reg te beskryf, nee. Een van ons, as die Here verstaan en sê, wil jy gesond word, as ons nie Here uit die vrou gaan afkom, dan al besig met die roer in die water. En verstaan ek so, ooit nie. Hoekom dink jy, het die Here van die begin af, toe die volk Israel gehad het, en hulle plek ingaan, sê vir hulle, maak dood en verwoes alles, en kluis die afgode, want die mense is geknog so om iets te aanbid anders as die Here. Plaas op my vertroue in die springbokke. En as hulle nie weet nie, dan sit ek in 'n gat. Om Johannes gaan ek eers maandag werk en ek bel en ek sê ek siek. Die springbok op 'n Sondag speel, dan kom ek nie kerk toe nie, want die springbokke speel. Ek sê altyd vir julle, as op 'n Sondag speel, ek maak in my kerk, wat hulle verloor. Die springbokke wen of verloor, gaan niks aan my verskil maak. Maar dan gaan daarom kry dat daai ons bietjie bid by is. Maar ek plaas my vertroue, my geloof, sodat ek kan afhaal. Hier is iemand ons hier baie geneem. Die water begin roer. Dan wil ek ingaan, maar te laat. En dan begin ek self regverdig te was. Here, daai water het nou vir my geroer. Wie is my skuld dat ek hier aangekom het? Dis al die ander ouens, hulle wil my nie, hulle wil nie daaraan gaan nie. Niemand wil my help nie. En ek doen net self regverdig in die hele tyd. Ek is reg, ek is reg, ek is reg. Ja, ons weet. Ek weet dis wat selfregverdiging is. Ek is altyd reg. Die Here sê vir jou, gaan links, as jy ek gaan regs gaan, ek is reg. Dis selfregverdiging.
En ons, het so baie ek en ons. Ek het op 'n stadium gedink, Apple is deel van die duiwel. Dit is vir ek self, nee, so niks met die Bybel te doen. Weet jy hoekom? Dis 'n iPhone, 'n iPad, en 'n iDit, en 'n iDit, en dit bly by I en I en I. Ek is regverdig. Ek is reg. Wanneer laas het jy na iemand toe gegaan en gesê, hoorie, ek moet bely ek is verkeerd. Wanneer was dit? Wat gaan hy vir my dink? So wat gaan hy vir my dink? Wat het dit met my te doen, wat om die hand vir my gaan dink, as ek gaan sê, hoorie, ek wil gou ook bely, I was envious of your bakkie. Wat gaan het wegvat van my? Ja, wat gaan my hand dink? Ek sê nou vir sy bakkie, ek skik nie vir hom sy bakkie. Ek wil hom sy bakkie heen, sy 3 liter, hy skik 12 diesel. Maar wat gaan het van my wegvat, om na iemand toe te gaan en te sê, hoorie, aan hierdie naaks, ja, maar ek bely ek met dat nie. As hy dan dink, ek gaan, so wat? Nee, sy het gaan doen nie. Baie lief vir my tannie, sy sal dit nooit vir my sê nie. Al bely ek wat uit basis op my vergewe. Maar ons baie keer moet ek myself regverdig en kan uitreik en sê, hoorie, ek het fout gemaak. Ekskuus. Dis nie lekker nie. Dis nie lekker nie. Dis vernedering, maar baie keer moet ons bietjie verneder word vir die Here, hoor. Hy sê, die wat laaste is, gaan eerste wees, die wat eerste is, gaan laaste wees. Ek val dit ook as die wat vernedering op die grond is en my optel en boos. En iets wat fisies hier gebeur het, toe Jesus kom en sê, hoorie, wil jy genees word, toe sê, ek wag net vir ander mense om my hier in te help. Jy staan nie waar. En ander mense vertrou om my daar te kry. En ek loop agter ander mense aan, en ek luister wat ander mense sê, en ek doen wat ander mense sê. Nie wat die Here sê, ons moet nou daarby kom, gee net 'n bietjie kans. As die water roer, vir ander mense gaan ek inspring. Jy agter ander mense so aangeloop. Psalm 118 vers 8, Jeremia. Kom ek hier 'n skopverhaal vertel, as jy Jeremia 17 vers 5 tot 8 gaan lees. Wie die Bybel? Maak jy Jeremia 17 vers 5 tot 8 oop. Dan lees jy wat die Here sê. Dis 'n profeet van iemand wat op mense vertrou, nie op God nie. Jeremia 17 vers 5 tot 8. Ons slaan nie vir ander hoor. Dan kom dit. Die mikrofoon het ja. Dan. Dis ons nou voor Jeremia 17 vers 5 tot 8. So sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hou nie op om vrugte te dra nie. Amen. Dankie. Vervloek is die man wat op 'n ander vertrou en nie op die Here nie. Het jy al myself gesit, ek voel of die Here my verlaat het, die Here voel of die Here my vervloek het, dan vertrou jy op mense meer as op die Here. Dan loop jy agter mense aan die hele tyd. Jy sê, as hier nou weer is, dan gaan ek nou hier toe gaan, en dan gaan nou vir hierdie luister, en dan gaan ek nou vir hierdie luister, en Here, hier kom 'n bietjie wag, en gaan nou vir hierdie luister, en dan gaan ek vir hierdie luister, en dan gaan ek vir hierdie luister, want as hulle praat, gaan daai water begin roer, en as hulle praat, en ek speel hulle in die water roer, kan ek daar inkom, want my vertroue is op die mense, en nie op die Here nie. Het ons so ver van die Here af weggedryf, dat ons vertrou op mense, en vervloek word deur die Here, as om op hom te vertrou, en te wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Gaan lees daai gedeelte, en gaan lees in Openbaring, wat die Here sê, hoe lyk dit in die hemel? Daar is bome wat geplant is by waterstrome, wat vrugte lewer 12 keer per jaar.
Want hulle vertrou is op die Here. Dit sit ek dus myself hierby hoor. En nie op mense nie, nie op vlees nie. Want hulle vertrou is op die Here. Ek wil eers geheim vertel. Moenie rondloop agter mense man. Moenie rondloop en sê, nou gaan ek vandag hier wees, en dan môre gaan ek vir daai luister, en dan môre gaan ek vir daai luister, en dan gaan ek dit vir hierdie luister, want ergens tussen een van hierdie, moet daar 'n regte antwoord wees, of die Here gaan met my praat hier, of ek gaan 'n profesie kry, of hierdie, of dat, weet jy wat, kom ek hier verduidelik hoe werk dit. As ek, kom gee my liefde. Ander mens, jong getroud is. Ek en my vrou is nog jong getroud. 24 jaar, nee. Keren van ons is nou nog 20 jaar, laat 21 jaar. Waar mens jong getroud is, soos op my die Here se verhouding is, dan is hy mos saam. As hy my plant ergens, dan bly ek daar. Maar nou gaan die man of die vrou van die verhouding, jy bly nou hier, ek gaan nou 'n bietjie na hierdie ou toe, of na hierdie vrou toe, en ek gaan nou 'n bietjie hier luister. Dan volgende week kom ek terug. Nee, gee maar. Dan besluit ek die week daarna, wag jy hier, ek gaan nou na hierdie ou luister. En dan gaan ek terug. Sien jy aan, maar hulle verder. Weet jy hoekom? Wat is besig met my, nie met haar nie. Sy is ongelukkig gewees het met my gebeur, dat weet ons in. Weet jy wat gebeur met my? Ek begin 'n losbandige gees kweek in myself. Eerder as om hier te wees, waar ek geplant is, besluit ek nee, ek kan eerder 'n bietjie hier toe rond. Dan gaan ek hier toe rond, en dan kry ek rondloop gees, of 'n losbandige gees, hoe ek al wil sien. Ek kry dit. Eintlik moes op Heinlein gebruik, hulle is die jongste getroude paar van dis nog mamma. Hulle is nog op baie moeilik, so sien. Hulle nog handjies vas, sit lekker styf in mekaar, dis goed, moet so wees. Ek het iets interessant gelees, daar nie met face only age when you want it to be. Dis waar. Maar as jy rondloop agter allerhande ander goeders aan, dan kry jy 'n rondloop gees. En jy kan nie verstaan nie, want al die plekke vir jy nie meer reg voel nie. Gaan jou huwelik hou, as jy die hele tyd rondloop na ander mense toe? Nee. En dan kom 'n skeer, dan kom 'n gees van, ek gaan eerder rondloop as ek by die huis gaan wees. Ek sê nie, moenie na ander mense gaan luister. Dis nie wat ek sê. Al wat ek sê is, wees versigtig vir die gees wat jou optel. Nie ander mense se gees nie, die gees wat jy binne in jouself kweek, as jy rondloop. Want kerkverband, en met die Here, en daai goed is werk presies dieselfde. Die Here kom vandag by jou en sê, wil jy gesond word? Wil jy gesond wees? Wat gaan die antwoord wees? Jesus kom en hy maak nog steeds die persoon gesond. Na die persoon die verskoning gebruik het van Here, maar ek het niemand om my in die water te sit as dit roer nie. Sê Jesus kom, wat jou bed, staan op, gaan huis toe. Want hy is 'n genadige God. Halleluja. Wat genesing gee, al is ons nie waardig om dit te kry. Niemand van ons is waardig om genesing te kry. Niemand van ons is waardig om gered te word nie, hoor. Al wat ek nie verdien het, is die Here in sy liefde tot die Here ingetree het vir my en vir u. Maar wanneer die Here langs u kom staan, en vir u sê, wil jy genees wees? Wat gaan jou verskoning wees? Of gaan jy sê ja? Hoe anders sou ons vandag gepraat het, as hierdie persoon dadelik gesê het, ja Here, ek wil gesond wees. Dis 'n geloof. Nie om te sê, hierdie is fout, daar, en hierdie, en daai kant toe, die water wil nie roer nie, en
daai is ongeskik, want hy help al die ander mense, maar hy help nie vir my nie. Dan gaan ek sê, ja, Here. Dan ek wil sê, die Here is nog stil vandag by elkeen van die wat hier sit. Elkeen van die wat nou kyk. Wil jy genees wees? Jesus het nie 2 keer gevra nie. Hy het nie 3 keer gevra nie. Hy het 1 keer gevra. James, wil jy genees wees? Halleluja. Maar wees wil jy genees wees? Wat is die antwoord? Wat gaan jy sê? Wat sê eintlik klaar vir die Here? Sê jy moet hier klomp skonings om eers te doen, of sê jy ek wil genees wees? Halleluja. Gaan huis toe vandag, gaan sit op die bed, gaan wees ergens alleen, en sien die Here voor u staan,